Goeiemôre geloofsfamilie. Ek groet jou vanoggend in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Baie welkom vanoggend hier in die heilige teenwoordigheid van ons groot en ons magtige Here en ook in die teenwoordigheid van ons geloofsfamilie. Ek moet vir julle sê, nadat ek nou vir 2 weke nie hier was nie, is dit vir my verskriklik lekker om weer by julle te wees. Ons het julle vreeslik verlang. Toe ons verlede week by Sandrift gepreek het met die kanselreiling, het ons oorweeg om saam julle te kom koffie drink na die tyd. Maar ek hoor julle doen net so vinnig gepreek, ons sou julle gemis het. Maar is regtig lekker om vandag weer hier by julle terug te wees. Sommige net so 'n paar afkondigings, soos julle weet is ons nou besig met 'n nuwe preekreeks, so van nou tot net voor die vakansie gaan ons deur Maleagi werk. Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament. Ek dink baie van ons het dalk nog nie baie kere Maleagi gelees nie, ons hoor nie noodwendig baie preke uit Maleagi nie, so ek nooi julle regtig uit om elke Sondag te kom en dan grawe ons so bietjie dieper in hierdie 4 hoofstuk boek van Maleagi in. Julle sou ook nou op die groepe gesien het, daar's 'n jeugvergadering na kerk, so ek nooi elkeen van julle uit wat enige belang het by die jeug, so ons jeugleiers of fasiliteerders, ons ouers, veral ons ouers, en ook die kinders, die tieners, ons nooi almal van julle uit. Dit gaan nie 'n lang vergadering wees nie, so ons gaan vinnig gesels, en dan kan die klassies aangaan, so dan gaan die kategese aan, en dan kan die ouers nog steeds lekker gaan koffie drink na kerk. Maar asseblief, na die diens bly net vir so 'n oomblik agter, dat ons net so vinnig oor 'n paar reëlings gesels. Dan, soos julle weet, is ons baie opgewonde oor die fees, wat nie meer so ver is nie. So jy kan nog steeds jou gewone kaartjie koop teen R150 'n volwassene, maar dan het ons ook hierdie spesiale aanbieding, en dit is 'n kaartjie van R400, en as jy jou kaartjie van R400 koop, dan is dit ook jou feesingang, maar dan staan jy die kans om 'n koopbewys van R30.000 te wen. En as jy die dag hier is, wanneer die prystrekking gebeur, dan staan jy die kans om 'n verdere R10.000 te wen. So hierdie is 'n wonderlike geleentheid. Koop jou kaartjie, betaal die R400, daar is net 'n sekere aantal kaartjies beskikbaar op hierdie spesiale aanbieding. So spring. Soos julle sal sien op die advertensie, as jy 'n man is, dan gaan jy 'n geskenkbewys kry by Safari Outdoor, en as jy 'n vrou is, kan jy kies waar jy geskenkbewys wil hê. So ek dink julle moet baie vinnig spring voor daardie kaartjies uitverkoop is. Dan het ons hierdie Vrydag weer ons burgerbestelling verkope. As jy nog nie bestel het nie, dan moet jy so gou as moontlik jou naam opgee. Julle sal sien op die WhatsApp groepe is daar 'n Google Form, so daar kan jy sommer invul en al jou inligting is reeds by die kantoor, of jy kan na die diens sommer daar by die dienstafel jou naam gaan opskryf, maar sorg dat jy betyds bestel. En ek wil regtig vra dat julle sal help om ook in die dorp te bemark, sodat ons soveel as moontlik burgers kan verkoop. So nooi al jou vriende, jou kollegas almal uit om saam burgers te eet. Dis teen R40 'n burger vir komende Vrydag. Dan is ons in die volgende 2 weke besig met ons rus oor diensbeurt. So ek gaan so 2 maal daar preek, en die belydenisslas gaan so 'n bietjie kolwyntjies gaan uitdeel en so 'n bietjie kuier met die ouer mense, en ons gaan ook Saterdag lekker braai, die kerkraad gaan braai by Rusoord. So as jy betrokke wil word, dan vra ek jou om asseblief my te kontak, word betrokke, of as jy dalk net sommer iets wil gee wat ons kan afgee, of enige iets, dan kan jy net met my in verbinding tree. Baie dankie vir die van julle wat reeds gesê het julle wil betrokke wees, maar kom ons gebruik hierdie geleentheid om regtig 'n bietjie uit te reik na die Rusoord se inwoners. Dan is ons besig met ons heining-projek. Julle sou sien vanoggend is die heining al baie ver gevorder. Daar's nog so 'n bietjie afrondingswerk wat moet gebeur. Daar's so 'n bietjie hekke wat nog opgesit moet word. Van my kant af wil ek baie dankie sê vir almal wat betrokke is by hierdie projek, sodat dit kan gebeur. En dan wil ons so 'n bietjie bakhand staan met hierdie projek, want alles wat julle daar sien is nog op skuld gedoen, en ons moet hierdie heining befonds. Dis regtig 'n prioriteit in ons gemeente, om nie net die terrein te beveilig nie, maar ter wille van elkeen van ons se veiligheid. Soos ons hier is en ons kindertjies op die terrein rondhardloop, wil ons regtig hê elke lidmaat moet veilig wees. So as jy 'n bydrae kan lewer vir hierdie projek,
asseblief, jy kan sommer in die kerk se rekening inbetaal, en dan kan jy net jou verwysing maak, heining, of jou naam en heining. Ons sal regtig elke bydrae so baie waardeer. Dan, julle sal in die week die bemarkingsprentjie op die groepe kry, maar ons op die dak senior jeug is nie hierdie Sondag nie, maar volgende Sondag. So volgende Sondag 4 tot 6, daar gaan 'n lekker geestelike deel wees, waar hulle diep gesprekke gaan hê, en dan gaan daar natuurlik die pret deel wees, waar hulle volleybal gaan speel en gaan kuier. So, as jy 'n tiener is, volgende Sondag moet jy tussen 4 en 6 by die kerk wees, jy wil dit nie mis nie. Dan is ons amper besig met ons huweliksweek. Huweliksweek is van 1 tot 7 September. So dit gaan 'n baie eenvoudige huweliksweek wees. Vir die begin moet jy volgende week in die kerk wees. Elkeen wat getroud is en volgende week in die kerk is, gaan 'n bederfie kry in die kerk. En dan van daar af gaan ons jou op 'n groep plaas, en as jy weet van enigiemand wat nie 'n lidmaat is nie, maar wat ook graag op die groep geplaas sal wil word, stuur sommer net vir my of vir die kantoor die nommer, en ons plaas hulle op die groep, en dan gaan jy elke dag regtig 'n 5 minute werkie kry. Ek weet ons is in 'n baie besige tyd, so baie van ons wil nie ons hande opsteek vir 'n klomp dinge nie, maar hierdie gaan 5 minute vat. Elke dag 5 minute. Jy gaan 'n stukkie luister, jy gaan 'n aktiwiteit hê om te doen, en jy gaan as 'n huwelikspaar saam bid. So 5 minute tussen jou besig wees, tussen werk, tussen kinders deur, gaan jy dan so bietjie jou huwelik koester. So, kyk uit vir daardie groep, en as jy teen so Dinsdag nog nie op die groep geplaas is nie, stuur asseblief vir my of vir die kerkkantoor 'n boodskap, en soos ek weer sê, stuur ook 'n boodskap as jy weet van iemand wat hierby kan baat, wat nie noodwendig in ons gemeente is nie. Dan het ons volgende Sondag 'n lekker kerkraad kosverkope. So na die diens gaan ons curry en rys verkoop teen R40 'n bakkie. So bring sommer jou ekstra geld saam. Natuurlik weet julle, soos altyd is daar kaartfasiliteite beskikbaar, of jy kan in kontant betaal. So volgende Sondag hoef jy nie bekommerd te wees oor middagete nie, jy kan koop sommer jou lekker curry en rys hier by die kerk. Dan verjaarsdae. As jy verjaar hierdie week, steek jou hand op lekker hoog sodat jy jou sjokolade kan ontvang. As jou naam nie is nie, as jy 'n besoeker is en jy verjaar, steek ook jou hand op, dan kan jy ook 'n sjokolade kry. Tokkie, Sandra, Marnus, Kobus, Roan, Karlien, Andrei, Chris, Roan, Emmy, Annelies, Arina, Kristal, Salome, François, Gerard, Denise, Karina, Marinus, Debbie, Jandrey en François. Steek jou hand op, laat ons sien wie verjaar hierdie week. Nog iemand? Is daar nog iemand wat verjaar? Daar agter is 2 hande, en hierdie kant, ek dink nie jy verjaar nie, Boeta. Ek dink jou verjaarsdag is verby. Ek dink daar was baie maatjies op jou verjaarsdag, ek dink hy is verby. Daar heel agter is nog iemand wat verjaar. Iemand wat ons gemis het. Julle moet baie lekker verjaar hierdie week. Dan op ons voorbiddingslys, daar is 'n paar mense wat tans in die hospitaal is waarvoor ons voorbidding vra, en dis Adam Barnard, Daan Herbs, Colleen Potgieter en Bernie Wenold. En dan het ons 2 sterftes hierdie week gehad in ons gemeente. Johan Boysen is oorlede, so ons bid vir Alta sy vrou en vir sy kinders in hierdie moeilike tyd, en oom Wilmer Smit is ook oorlede, so ons bid ook vir Tannie Tronel. Kom ons bid vir hierdie mense, kom ons dra hulle op in gebed, en julle sal sien ek het daar bo in die lys gesit, nie voorbiddingslys nie, maar bid, bel en besoek, want dis regtig deel van ons roeping as gemeente. Kom ons bid vir hierdie mense, maar kom ons bel hulle ook, of stuur 'n WhatsApp, kom ons besoek hulle, kom ons wees daar vir hierdie mense. En weer eens, soos ek sê, baie sê, jy hoef nie slim woorde te hê om hierdie mense te bemoedig nie, wees net daar, jy hoef niks te sê nie, wees net daar. So kom ons bid vir hierdie mense. Kom ons sluit ons oë. Lewende God, help ons om u woord te hoor, sodat ons waarlik tot begrip kan kom. Dat ons deur begrip tot geloof kan kom, en dat ons deur geloof getrou u wees sal volg. Here, help ons om al soekend na u eer en heerlikheid in alles wat ons doen,
dit ook te vind en iets daarvan te ervaar. Dankie Here, dat ons vanoggend die voorreg het, om saam met ons geloofsfamilie vir 'n oomblik in U teenwoordigheid te rus. Dankie dat U ons liefhet met 'n volmaakte liefde, ten spyte van ons tekortkominge en ons swakhede. Here, ons het nou net vir mekaar gesê, daar's soveel families wat in hierdie week verliese ervaar het. Daar's families wat deur siekte gepootjie word, daar's families wat regtig worstel en regtig swaar kry, Here. En Here, vanoggend wil ons as 'n geloofsfamilie U groot en ontfermende genade oor hulle toebid. Omhels hulle met U vrede en U liefde. Ons eer U as die een ware lewende God. Ons gaan nou 3 liedere saam sing, maar die eerste lied het ons nog net een keer gesing, so ons gaan hom net weer deur luister. So ons gaan net so bly sit, dan luister ons hom deur, en dan daarna gaan ons hom dadelik saam sing. So wanneer ons hom sing, dan staan ons, en ons staan sommer vir die 3 liedere, en daarna kan julle weer julle plekke inneem. Here, ons Here, hoe groot
So vanoggend gaan ons 'n responsoriese geloofsbelijdenis doen, maar hy is kindervriendelik. So vanoggend gaan ek nie die kinders nooi om van hier voor by my te kom staan nie. Julle gaan daar in die banke bly by julle mamma en julle pappa, sodat hulle julle mooi kan help. Van die kinders wat klein is, gaan dalk so 'n bietjie sukkel vanoggend, maar ons gaan nou 'n lekker liedjie saam sing. En die ouer kinders wat kan lees, gaan nou lekker saam deelneem. So Augustus maand is barmhartigheidsmaand en ons moet onsself daaraan herinner dat ons as gelowiges geroep word tot barmhartigheidswerk, omdat ons 'n barmhartige God dien. So maatjies, dit klink na 'n baie moeilike ding, maar hoe dit gaan werk is, daar staan 'n paar goed wat ek gaan sê en wat julle gaan sê. So gemeente, dan gaan julle begin en dan sê julle ek glo in God en dan gaan ek as voorganger die tweede deel sê. En dan oral waar is al waar die kinders en die gemeente en almal saam gaan lees en dan ek gaan waar die visie is, gaan ek dan lees. En dan gaan ons so aan tot op die laaste punt waar ons almal dit saam sê. Goed. So gemeente, kom ons bely vanoggend ons geloof saam. Ek glo in God. In God die Vader wat barmhartig teenoor Abraham sy nageslag en ook teenoor ons is. Ek glo in God. In God die Seun wat uit barmhartigheid mense genees en aan die kruis gesterf het. Ek glo in God. In God die Gees wat elke dag barmhartigheid in ons harte sit, sodat ons God se liefde vir ander sal wys. Ek en my geloofsfamilie, ons glo in God. Kom ons staan en maatjies, vandag moet julle baie hard sing, want nie al die groot mense ken hierdie liedjie nie. Maar ons gaan sing, my God is so groot. Ken julle hom? Ken julle hom? Goed, so as jy klein is, staan sommer bo op die bank en dan sing ons hierdie liedjie saam, my God is so groot. Gemeente, kom ons staan. Dankie maatjies dat julle so mooi gesing het. Julle kan dan uitgaan. Ek sien nog nie die sweetie oom nie. Wie gaan vanoggend vir die maatjies sweeties gee? Oei, kom hy hardloop. Hy gaan vinnig daar wees. Oom Hein gaan nie onder staan en dan maatjies, dan kan julle by oom Hein 'n sweetie kry en dan kan julle kinderkerk toe gaan. Onthou om na kinderkerk weer terug te kom hiernatoe. Daar agter gaan oom Hein uit. Hy sal julle nou daar voor kry. Al die kindertjies tussen 5 en 9 jaar oud. Ons het nie vandag hier voor nie julle. Ons het dit gedoen, dis klaar, is verby. Dis kinderkerk. Hardloop gaan kry gou sweetie voor die oom loop. Dis hoekom tradisie belangrik is. Mens mors nie met die resep nie. Gemeente, vanoggend lees ons saam Maleagi 1 vers 1 tot 14. Terwyl ons die van julle wat graag julle eie Bybels oopmaak, daarby oopmaak,
Kom ons word net vir 'n oomblik stil en ek gee vir julle 'n oomblik van stilte waar jy op jou eie net voorberei om die Here se woord te hoor. Amen. Voordat ons lees, sommer net so 'n paar agtergrondopmerkings oor Maleagi. So Maleagi is in die tyd tussen Sagaria en dan Esra en Nehemia. So die omstandighede in Maleagi is baie dieselfde as die omstandighede in Esra en Nehemia. En tussen Sagaria en Maleagi is daar ongeveer 40 jaar. So die omstandighede daar is nie heeltemal dieselfde nie. So Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament, maar dis nie kronologies noodwendig die laaste boek nie. Daniël is byvoorbeeld na Maleagi eers geskryf. Maar Maleagi is aan die einde van die Ou Testament geplaas sodat daar 'n natuurlike oorgang is. Mense wat moedeloos is, mense wat hopeloos is, mense wat nie 'n toekoms sien nie. En dan kom ons by die Nuwe Testament, waar Jesus Christus gebore word, waar die hoop vir hierdie mense gebore word. So tussen Maleagi en die Nuwe Testament gebeure, Maleagi en Matteus, as ons dit so wil stel, is daar 450 jaar. 450 jaar wat tussen dit verloop. Nou die tyd tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament noem ons die intertestamentêre tyd. So daar's ook 'n groot gedeelte gewees waar die mense nie regtig God se stem ervaar het nie, waar die mense nie regtig ervaar het dat God baie doen nie. God was so half stil. En dan kom ons by die Nuwe Testament, waar die hoop in Jesus Christus gebore word. So die omstandighede in Maleagi was dat die Persiese ryk op daai stadium aan bewind was. Dit was 'n tyd van verskriklike droogte, so die mense het die een misoes na die ander misoes beleef. Dis 'n tyd van ongelooflike armoede en swaar kry. So die mense was regtig moedeloos. En dalk was jy al daar in jou lewe. Dalk het jy al gevoel, "Sjoe, maar as dit nie die een ding is nie, is dit die ander. Kan die dinge net nie ophou nie. Die een ding tref my, dan tref die volgende ding my, dan tref die volgende ding my." En dis hoe die mense in Maleagi gevoel het. So wat gebeur het, as julle onthou, as julle geskiedenis so bietjie ken, die tempel is vernietig. Die tempel is vernietig en dit was vir God se volk verskriklik gewees. Want die tempel was vir hulle die plek van God. Dit was God se teenwoordigheid. So hulle het gevoel, as daar nie 'n tempel is nie, kan God nie teenwoordig wees nie. So vir hulle was die tempel 'n baie groter baken van hoop as wat ons vandag aan geboue heg. En toe teen Maleagi se tyd het hulle die tempel herbou. En dis wat hulle gevang het. Die tempel staan, hy's herbou, God moet teenwoordig wees, tog gaan dit nie beter nie. Tog gaan dit nie met hulle beter nie, tog gebeur hierdie goed, tog tref hierdie goed hulle, so hulle het gevoel, God het van hulle vergeet. Of dalk is God nie meer lief vir hulle nie, dalk gee God nie meer om nie. So Maleagi beteken my boodskapper. Dis die enigste persoon in die hele Bybel wat Maleagi genoem word, is hierdie profeet Maleagi, maar dit beteken my boodskapper. So daar's nie regtig enigheid of regtig die profeet die naam Maleagi van die begin af gehad het, en of hy later dit gekry het as gevolg van sy profetiese roeping nie. Maar Maleagi is ook geskryf in die vorm van 'n dialoog of 'n gesprek. Julle sal sien, God vra en die mense antwoord, die mense vra en God antwoord, maar dit gebeur alles deur middel van Maleagi. Maleagi is die bemiddelaar, die spreekbuis van God. Goed, net so 'n paar agtergrondopmerkings. Dan lees ons saam Maleagi 1, die eerste 14 verse, uit die 2020 vertaling. 'n Profesie. Dit is die woord van die Here tot Israel by monde van Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Die uitspraak van die Here is Esau nie Jakob se broer nie? Tog het ek Jakob lief, maar van Esau het ek 'n afkeer, en ek het van sy bergland 'n verlate plek gemaak,
Sy erfdeel 'n plek vir die woestynjakkalse. Ja, Edom sê, ons is verpletter, maar ons sal weer die puinhope opbou. Maar so sê die Here, heerser oor alle magte, hulle kan maar bou, maar ek sal afbreek. Hulle sal die goddelose gebied genoem word, en die volk vir wie die Here vir altyd vervloek het. Met julle eie oë sal julle dit sien en julle sal self erken. Die Here is groot buite die grense van Israel. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here, heerser oor alle magte, sê, dit geld vir julle, priesters, wat my naam minag. Maar julle vra, hoe minag ons u naam? Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar, en dan vra julle nog, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word. As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. En as julle 'n mank of siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Bied so iets vir jou streeksgouverneur aan, sal hy jou aanvaar? Sal hy goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser oor alle magte. Sou julle God dan nou gunstig stem, dat hy ons genadig kan wees, terwyl julle so iets doen? Sal hy deur julle toedoen goedgesind wees? Die Here, heerser oor alle magte, het dit gesê. Was daar maar iemand onder julle, wat die tempeldeure kon toesluit, sodat julle nie die vuur op my altaar verniet aan die brand steek nie? Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Immers, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies, en op elke plek word reukwerk en 'n reinoffer aangebied vir my naam, want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink die tafel van die Here is besoedel, en oor wat dit bied, dink julle, sy voedsel kan maar geminag word. En dan sê julle, kyk, watter moeite is dit nie, en julle skat dit gering, sê die Here, heerser oor alle magte. Julle bring diere wat geroof en mank en siek is, en bied dit as 'n offergawe aan. Moet ek dit uit julle hand aanvaar, vra die Here. Vervloek is iemand wat bedrieg deur 'n gelofte af te lê, maar 'n verminkte dier aan die Heer offer, terwyl daar 'n manlike dier in sy kudde is. Ek is immers die groot koning, sê die Here, heerser oor alle magte, en my naam wek ontzag by die nasies. Ek gaan julle uitnooi om so vir 'n oomblik, net so 'n bietjie in 'n oomblik van introspeksie te tree. So daar waar jy sit mooi regop, moenie jou bene kruis nie, moenie jou arms vou nie, sit jou handpalms mooi plat op jou knieë, sit mooi regop, dat jy lekker diep kan asemhaal, en dan maak jy jou oë toe en vergeet van die mense om jou. Kom ons maak ons oë toe en ons word vir 'n oomblik stil, en ons haal diep asem. Soos wat jy diep asem in en uithaal, voel jy die vars lug in jou longe in beweeg. Voel hoe jy warm lug uit jou longe blaas. Terwyl ons so in stilte sit en ons eie asem diep intrek en uitblaas, luister sommer, wat hoor jy? Hoor jy daar buite 'n paar kindertjies, voeltjies? Dalk hoor jy iemand wat in die bank skuif. Dalk hoor jy die suising van die tegnologie. Diep asem in en uit. Wat raas vanoggend in jou eie gedagtes? Hoe voel jy vanoggend? Bly asemhaal diep in en uit en hou jou oë toe, en ek gaan vir julle 'n paar woorde sê, en dan hoor sommer net, laat jou gedagtes net gaan, watter woord beskryf dalk jou gevoel vanoggend. Wees net eerlik met jouself. Tevrede.
gelukkig, uitbundig, verheug, of dalk is dit een van die volgende woorde: moedeloos, teleurgesteld, ontnigter, onvergenoegd, teneergedruk of skepties. Jy kan my jou oë oopmaak. Ons het verskeie emosies gehoor, maar as een van hierdie emosies dalk die emosie was wat jou beskryf het, moedeloos, teleurgesteld, teneergedruk, ontnigter, onvergenoegd of skepties, dan is Maleagi die boek vir jou. Dan is Maleagi die boek waarin jy gaan beleef wat hierdie mense beleef het. Want dis hoe hulle gevoel het. Hulle was moedeloos, hulle was teleurgesteld, hulle was teneergedruk, hulle was ontnigter. Hulle was nie op 'n goeie plek nie. So miskien kan ons vandag iets ervaar van Maleagi se mense, van wat hulle op daardie stadium gevoel het. En dalk het jy vanoggend stil gestaan by die eerste groepie emosies, tevrede, gelukkig, uitbundig, verheug. Maar nie een van ons gaan vir ewig so voel nie. Elkeen van ons gaan iewers in ons lewe voel soos een van hierdie emosies beskryf. En ek wens dit vir julle toe dat julle nooit so mag voel nie, maar ons gaan. En hoekom gaan ons? Want ons is in 'n gebroke wêreld. Ons is in 'n wêreld waar diere en kinders mishandel word. Ons is in 'n wêreld waar daar aggressie is, waar daar woede is. Ons is in 'n wêreld waar daar geweld is, waar daar dwelm en drankmisbruik is. Ons is in 'n wêreld waar daar droogte is, waar daar seer kry en swaar kry en siekte is. Ons is in 'n wêreld waar ons almal een of ander tyd deur die dood geraak gaan word. En al hierdie dinge gebeur en is buite jou beheer, maar dit gebeur hier om jou en dit raak jou. En dan kan jy dalk op 'n punt kom waar jy voel, maar het God my nie verlaat nie? Of dalk voel jy nie so nie, maar dalk vra jy, het die Here ons werklik nog lief? Of hoe kan 'n God van liefde hierdie in die wêreld toelaat? Meeste van ons het waarskynlik al iewers in jou lewe daai vraag gevra. As God 'n God van liefde is, hoe kan hierdie dinge in hierdie wêreld gebeur? En dis presies waar hierdie volk is. Hulle voel, kan die Here hulle nog lief hê? Hoe kan die Here hulle nog lief hê as hulle so moet swaar kry? As hulle in armoede gedompel is, as hulle gebukkend gaan onder 'n regering wat hulle nie regtig wil hê nie, as hulle so seer het, as daar droogtes is, en die droogtes raak erger, en die armoede raak erger, en hulle kan net niks daaraan doen nie. Soos ons nou vir mekaar gesê, die een ding na die ander. Dalk het jy al so gevoel, joeg, maar hierdie pakkie kaarte wat ek gekry het, wil ek nie hê nie. Ek wil nie hierdie kaarte hê nie. Hoekom moet dit met my gebeur? En vandag wil ek vir jou sê, nie een van ons kan kies wat se kaarte vir ons uitgedeel word nie. Maar ons kan kies hoe ons dit speel. En dit is waar die volk ook moet wees. Partykeer het jy nodig dat iemand jou net so 'n bietjie help, en hulle het toe nou sommer direk met die Here gepraat. En hulle vra, maar is die Here nog lief vir hulle? En as hy vir hulle lief is, hoe is hy vir hulle lief? Hoe wys hy sy liefde? Want hulle ervaar dit net glad nie. Hulle ervaar nie sy liefde nie. En dan begin hy deur 'n liefdesverklaring. Hy begin deur te sê, maar ek is lief vir julle. Ek is so ongelooflik lief vir julle. Ek was nog altyd lief vir julle, ek is lief vir julle en ek sal altyd lief wees vir julle. Hy maak hierdie prominente verklaring van liefde. En vandag moet ek en jy dit ook hoor. God is 'n God van liefde. God is dieselfde God van die Ou Testament, van die Nuwe Testament en van my en jou lewe. En God is 'n God van liefde. Was nog altyd, is tans en sal altyd wees. Dis baie belangrik. En dan gebruik God verwysings
bekende verwysings, wat vir hulle rustigheid en vrede moet gee om dit te beklemtoon. Hy verwys na Jakob en Esau. Nou Jakob is die voorvader van die Israeliete, van God se uitverkore volk, en Esau is die voorvader van die Edomite. So, as jy nou die 83 vertaling vanoggend voor jou oopgehad het, dan sê jy gesien het, my Bybel sê dit nie so nie, maar die 83 sê, God het vir Esau gehaat. Hy het vir Jakob lief gehad, maar hy het vir Esau gehaat. Nou, dit is baie sterk woorde. Charles Spurgeon het in die 1800s geleef, hy was 'n baie bekende pastoor, en op 'n stadium praat hy met 'n vrou, en die vrou sê vir hom, hoe kan God sê, dat hy vir Esau gehaat het? Ek verstaan nie hoe God kan sê, dat hy vir Esau gehaat het nie. En Charles sê vir haar, dit pla my nie, wat ek nie verstaan nie, is hoe God vir Jakob kon lief wees. En dis dalk waar my en jou menslike kant inkom. Ons kan nie altyd God se liefde verstaan nie, want ons liefde is nie altyd onvoorwaardelik nie. Partykeer dan sukkel ons stamp koppe met iemand, ons loop vas in hindernisse, en dit maak dat ons dalk nie vir daai persoon so lief is, soos wat ons moet wees nie. Soos ons al baie van mekaar gesê het, party mense hou jy net nie van nie. Hulle het niks gedoen nie, maar vandat jy hulle ontmoet, hou jy net nie van hulle nie. Of daar's mense wat jou net so irriteer, jy's 'n goeie mens tot jy die dag hulle vasloop, dan is jou hele dag sommer deurmekaar. Want ons liefde is voorwaardelik, maar God se liefde is onvoorwaardelik. God se liefde is volmaak. So hy was lief vir Jakob, en Jakob het baie aangejaag van die begin af, voordat hy gebore is, het hy al begin om aan te jaag, en dit het nooit gestop nie, en tog het God vir Jakob gekies, om die voorvader te wees, van sy uitverkore volk. Dit is eintlik so besonder, ons dink Jesus het gekom, om dinge te verander en dinge anders te doen, en dit is waar, maar God het reeds dinge anders gedoen, en God wat dan nou geïnkarneer is in Jesus, het net daai werk voortgesit. Soos Jesus in die bergrede gesê het, ek kom om dit wat julle nie te verstaan nie, vir julle te verduidelik, dat dit vir julle meer sin maak, om dit meer, ek wil amper sê, prakties te maak. So het God dinge reeds anders gedoen, want Esau is eerstegebore, as julle daai verhaal onthou. So Esau was eintlik die een, wat dan nou die uitverkore volk moes wees. Maar God het nie vir Esau gekies nie, God het vir Jakob gekies. En die 83 sê dat God vir Esau gehaat het, maar daardie haat is nie soos ek en jy haat verstaan nie. Dit gaan net daaroor dat Esau nie uitgekies is nie. Maar Esau was nog steeds geseënd, dit het nog steeds baie goed gegaan met Esau en die Edomite, wat Esau se nageslag is, maar Jakob was die uitverkore volk. Jakob het hierdie besonderse seën van God beleef. Om dit so 'n bietjie te verduidelik, wat ons ook hier lees in Maleagi 1, is dat beide, die Israeliete en die Edomite, is deur die Babyloniese ballingskap geraak. So beide van hulle het daardie verliese beleef en ervaar. Beide van hulle is uitgelei uit hulle lande wat bekend is. Beide van hulle se families, se grond, se eiendom, se finansies, se alles is beïnvloed. So beide van daardie groepe mense was in 'n hopelose situasie. Beide van hulle. Die verskil is net, waar ons nou lees in Maleagi, is die Edomite nog nie herstel nie. Waar die Israeliete is wel herstel. En God beskryf dit vir hulle met, deurdat hulle gehoorsaam is, gelowig is, getrou is, bring daar herstel. Bring God vir hulle herstel. Waar die Edomite dit nie het nie. En dan lees ons dat die Edomite op hulle eie kragte wil staat maak. En die Edomite sê, maar hulle sal herbou. Hulle sal bo uitkom. Dan sê God, dit maak nie saak wat hulle sê nie. Dis uiteindelik in God se hand. So dis die verskil. En vandag kan ons tog ook getuig daarvan. Of jy elke Sondag in die kerk is, elke dag jou Bybel lees, regtig 'n goeie, gelowige, getroue Christen is. En of jy niks met die kerk te doen het nie, 'n uitgesproke ateïs is, slegte goed tref ons almal. Slegte goed tref gelowiges en ongelowiges. Rampe tref gelowiges en ongelowiges. As hier 'n tsunami kom, dan vra die tsunami nie, glo jy of glo jy nie, dit tref ons almal.
En dis waar hierdie groepe mense is. Hulle almal is getref deur hierdie ramp van ballingskap. Maar vir die Israeliete is daar herstel. Vir my en vir jou as gelowige is daar herstel. Daar is hoop want ons ken die Here. Daar is hoop want ons kan vashou aan God. En daarom is daar vir ons herstel. Daarom gaan dit met ons beter as met die ongelowige. En daarmee bedoel ek glad nie op 'n aardse materialistiese manier nie. Emosioneel, geestelik kan ons beter en sterker aan 'n kant uitkom, want ons glo. So God begin om te sê, maar hierdie liefde, hierdie ongelooflike liefde wat ek vir julle het, niks kan dit ongedaan maak nie. En uiteindelik sal julle die grootheid van hierdie liefde ervaar. Want dis tog die verskil tussen ons tyd nou, ons tydelike en ons ewige woning. Waar ons nou is, ervaar ons reeds God se nabyheid, God se teenwoordigheid, God se liefde. En daarom kan ons verliese hanteer, want ons hoef dit nie alleen te doen nie. God is met ons. Maar uiteindelik, wanneer ons aardse asem uitblaas, verander dit. Dit verander dat ons nie meer hierdie seer kry en swaar kry en gebrokenheid gaan ervaar nie. Ons gaan nie meer verliese ervaar nie. Ons gaan net hierdie groot, ontfermende, omarmende liefde van God in volheid ervaar. En dis wat God hier vir die Israeliete sê. Ek dink ons het ook 'n les hier te leer. Baie keer wil ons eers, as iemand iets sê, en hulle is verkeerd, wil ons eers vir hulle verduidelik hulle is verkeerd. Maar dis nie wat God doen nie. God raas nie, God spreek hulle nie aan nie. Eers verklaar hy sy liefde. En dan kom die, ek wil amper sê dissiplinering. Dan kom die, maar kom ons kyk gou-gou 'n bietjie wat doen julle. En ek dink dis nogal belangrik. Die van julle wat getroud is, ons begin volgende week met huweliksweek, dis dalk vir die mans meer as vir die vrouens. Dalk het jou vrou al vir jou gesê, maar jy is nie lief vir my nie. Het dit al met julle gebeur? Waarskynlik. Waarskynlik het jou vrou al gesê, maar jy is nie lief vir my nie. Wanneer jou vrou vir jou sê, jy is nie lief vir my nie, bedoel sy nie, jy's nie lief vir my nie. Sy bedoel sy ervaar nie, dat jy lief is vir haar nie. Daar's 'n fout. Iets anders wat pla. So, as jou vrou al vir jou gesê het, maar jy's nie meer lief vir my nie, en jy het gesê, nee man, ek is lief vir jou. Hou nou op snaaks wees, ek is lief vir jou. Het dit enigiets opgelos? Waarskynlik nie. Waarskynlik nie. Maar as jy met haar gaan sit en jy vra vir haar, maar hoekom voel jy ek's nie meer lief vir jou nie? En sy sê, want, dan kan jy tot 'n punt kom en dit hanteer. En dis wat nou hier gebeur. Die volk sê vir God, maar jy is nie meer lief vir ons nie. Hoe kan jy vir ons lief wees, jy het ons verlaat, jy is nie meer lief vir ons nie. En dan sê God, maar ek was nog altyd lief vir julle. Kyk na Jakob en Esau, ek was lief vir Jakob, ten spyte van alles. Die liefde was so groot, julle voel ek's nie lief vir julle nie, want, maar ek is. Kyk net wat het ek al vir julle gedoen. Kyk net hoe was ek daar vir julle, ek is regtig lief vir julle. En dan kom God, by die moeiliker deel. God spreek hulle aan. God sê vir hulle, maar julle vergeet, daar's 'n hiërargie. Julle vergeet dat ek geëer moet word. Soos 'n kind sy ouer moet eer, soos 'n slaaf sy eienaar moet eer, moet julle my eer. En gelowige, vandag kan ek vir julle dieselfde vra. Dink julle ons eer werklik vir God in alles wat ons doen? Het ons nog daardie respek, daardie eerbied vir God wat ons behoort te hê? Ek dink in ons wêreld raak dit al moeiliker. Dalk jy as individu eer vir God. Jy het daai respek, jy het daai eerbied, maar ons wêreld het dit nie meer nie. Ons wêreld het dit nie meer nie. Ons kyk hoeveel films of reekse waarin hulle laster. Van ons laster self. Ek hoor baie keer in goeie geselskappe dat hulle sonder om te dink laster. Is dit eerbied? Is dit hoe ons God eer? Ek dink nie so nie. Ons eer God nie. Ons oumas en oupas het geglo dat om eerbied en respek te hê vir God, om God te eer, beteken dat jy nie met kaal arms kerk toe kom nie, dat jy 'n das en 'n baadjie aantrek vir kerk, dat jy op 'n Sondag nie eers naaldwerk doen nie, want dan gaan jy in Jesus se oog steek. Onthou julle hierdie goed? Jy gaan kuier nie by 'n maatjie nie. Hulle het daardie rituele en handelinge daarin gekoppel om te sê, maar dis hoe ons eerbied het vir God. Dis hoe ons God eer en respekteer.
En alhoewel daar niks verkeerd is nie, en ek weet baie van ons is nog steeds daar, dink ek gaan dit steeds oor die groter prentjie. In ons hart, in ons wese, in ons lewe, moet ons regtig vir God eer. God aanhou eer ten spyte van slegte goed wat oor jou pad kom. Soos ons nou vir mekaar gesê, dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Jy gaan op 'n punt kom waar jy sê, ek kan nou net nie meer nie. Maar nog steeds moet ons vir God eer. So God sê vir hulle, maar julle eer my nie meer nie. En hulle vra dan dadelik, maar waar? So of onskuldig, maar waar eer ons U nie? Waar minag ons U? Hulle stem nie saam met dit nie. En dan begin verduidelik God vir hulle, en ons sal volgende week so 'n bietjie meer daaroor praat. Julle het nou 'n redelike lang gedeelte van hierdie hoofstuk gaan oor die offers wat hulle bring. Nou ons weet in daai tyd die offers was soos hulle gebed, dis hoe hulle met God kontak maak en is deur middel van die priester. En dan sê God, maar julle offers doen julle nie reg nie. So met ander woorde, julle is besig met die regte goed. Hulle bring die offers, hulle doen wat van hulle verwag word, hulle doen wat hulle moet doen, maar hulle doen dit nie reg nie. Hulle doen dit nie met hulle hele hart nie, wil ek amper sê. Hulle bring diere wat swak is, wat siek is, terwyl dit 'n perfekte dier is, wat hulle moet offer. Weereens, hoor julle die materialistiese kant, die menslike kant, waarin baie van ons ook die slag trap. Daardie deel wat sê, maar ek bring mos vir God die offer, en dis mos goed genoeg, maar my stoetbul gaan ek vir myself hou. Daar is 'n beter bees of skaap of bok in my kudde, maar ek gaan nie hom offer nie. Ek bring eerder hierdie dier wat ek in elk geval nie sou kon eet nie. Ons offer daai een vir die dier. Hoeveel keer doen ek en jy presies dit? Ons bring nou wel nie meer offers nie, maar ons tyd gee ons vir alles anders. Ons tyd is vir ons so belangrik. As daar oorbly, sal ek dit vir die Here gee. As daar oorbly, sal ek bietjie moeite doen om te gaan help by die kerk of om bietjie huisgodsdienst te doen. Maar as ons 'n besige week het, nee. Ons sal volgende week weer kerk toe gaan of ons sal volgende week weer saam Bybel lees en bid. Daar's nie hierdie week tyd nie. Ons doen dit met ons finansies, ons doen dit met ons tyd, ons doen dit met so baie dinge. Ons skeep dit af. Alles anders kry prioriteit. Want ons dink aan ons eie materialistiese wêreld. En eintlik, as jy jou beste, spreekwoordelik jou beste bees sou offer vir die Here, sal die Here steeds voorsien. En dis wat die Israeliete in hierdie oomblik nie verstaan nie. Hulle blameer vir God en sê, maar dit gaan nie goed nie, U het ons seker nie meer lief nie, maar hulle doen nie hulle deel nie. Hulle vergeet dat hulle ook 'n verantwoordelikheid het. Hulle vergeet dat hulle dit wat hulle doen met oorgawe, met passie en met liefde moet doen. So miskien moet ek en jy, wanneer ons na ons eie lewe kyk, dit ook net vir onsself sê. Sê maar, maak nie saak hoe besig my lewe is nie, ek gaan my tyd vir die Here gee. Ek gaan my tyd vir barmhartigheidswerk gee, ek gaan my tyd vir die kerk gee. Ek gaan dit gee. Maak nie saak hoe jou finansies op die stadium lyk nie, miskien kan ek ietsie bydra om vir iemand die lewe beter te maak. Miskien gaan ek nie my R10 vir die ou wat by die robot staan gee nie, maar ek gaan ry na die CMR toe, of na Solidariteit toe, of na Rusoor toe, en ek gaan vir hulle my R10 gee. Want hulle kan dit kanaliseer in die regte rigting. Miskien kan ek op daai manier 'n verskil maak met my R10. Miskien. Gemeente, ek wil regtig vir julle sê, dis altyd vir my so besonder, die besigste mense, die mense wat regtig nie tyd het nie, is die mense wat steeds daar is, steeds die barmhartigheidswerk doen, steeds dienend is in die kerk. En daarmee wys ek nie vingers na enige een van julle toe nie, maar ek wil regtig sê, kom ons maak erns met die Here en die dinge van die Here. Julle is almal vandag hier en is wonderlik, want julle moet hier wees. Dis die regte ding, dis 'n goeie punt. Maar is jy hier en sit en dink jy aan wat nog in die week voor lê, wat jy nog moet doen, sit en dink jy van, ag, die dominee preek nou alweer lank, nou gaan my bout in die oond brand, of is jy regtig hier? Is jy regtig nou besig met die Here? Ek dink ons almal maak ons skuldig daaraan van tyd tot tyd. En daarom is dit belangrik dat ons soms net so bietjie stil staan. Net so bietjie kyk na my eie lewe en sê, maar is ek nog in koers? Is ek nog besig met dit waarmee ek moet besig wees?
Doen ek dit nog vir die regte redes? Of is my hart nie meer daarin nie? En dan moet ons net vir 'n oomblik stil word en vir die Here sê, maar hier is ek. Vernuwe my gees. Gebruik my. Ek wil diensbaar wees, gebruik my. En gemeente, dit moet ons regtig sommer gereeld doen, want ons menslike kant gaan wil afdwaal. Ons menslike kant gaan wil sê, maar dis nie so belangrik. Ek gaan mos kerk toe, ek gooi my kollekte in, ek dra by. Dit is goed genoeg. Maar is dit regtig met jou hele hart wat jy dit wel doen? Ek het vir julle gesê, die Israeliete en die Edomiete het beide is geraak deur ballingskap. Maar die Israeliete sien nie, hulle kon hulle tempel herbou. Hoe wonderlik is dit? Die tempel wat vir hulle hoop is, die tempel wat vir hulle die teenwoordigheid van die Here is, kon hulle herbou. Hoe wonderlik. Hulle is reeds uitgelei uit ballingskap. Hoe wonderlik. Hulle sien nie dit nie. Hulle kyk in die probleem vas. So miskien waar jy is in jou lewe, moet jy sê, "Sjoe, ek wil nie hierdie kaarte hê nie, maar nou moet ek hulle speel, want ek het hulle nou gekry." So daarom sê ons dankie vir die Here, dat ek 'n ondersteuningsnetwerk het, dat ek familie en vriende het, dat ek 'n gemeente het wat vir my bid, al weet hulle nie wat in my lewe aangaan nie. Dalk moet ons sê dankie dat ons nooit deur moeilike dinge alleen hoef te gaan nie, maar dat ons die Here by ons het, dat ons deur die Here hoop kan hê. Dalk moet ons dankie sê, dat daar tog voorsien word. Dalk nie in ons tyd nie, dalk nie op die manier wat ons voorsiening vra nie, maar daar word voorsien. So kom ons sien God se groter hand. Kom ons besef dat God soveel groter is as ons verstand. En in plaas daarvan om te vra, maar Here, hoekom ek? Here, is U nie meer lief vir my nie? Here, waar is U liefde in 'n wêreld van swaar kry? Moet ons besef, God self het vir Jesus sien ly, sy eie seun. God self moes sien hoe Jesus sy asem aan 'n kruis uitblaas. Jesus self het aarde toe gekom, kom ly, kom swaar kry. En dit was nie 'n maklike pad nie. Daar in die tuin van Getsemane, toe hy bid en weet wat voor lê, het hy gesê, of sê die evangelieskrywer, sy sweet het soos bloeddruppels geword. Dit was nie 'n maklike pad nie. Maar daarmee het hy nog steeds dit gedoen, vir my en vir jou. Wat 'n groter liefde is daar nie. So ja, daar's opofferings van jou kant af. Ja, daar's seer en daar's swaar kry. Maar God het jou lief. Het nog altyd, het tans, sal altyd lief hê. En kom ons eer die Here met ons hele wese daarvoor. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om U te dien. 'n God wat soveel groter is as ons verstand. 'n God wat soveel groter is as wat ons kan vasvang in woorde of in tyd. Dankie Here dat U 'n God is wat ons nog altyd lief gehad het. 'n God is wat ons tans baie lief het en 'n God is wat ons altyd sal lief hê. Dankie Here dat ons weet ten spyte van seer, ten spyte van swaar kry, ten spyte van uitdagings, bly U die ware lewende God. En daarom eer ons U. Ons eer U met ons hele wese. Ons eer U met alles wat ons is en alles wat ons doen. En Here, waar ons dalk dit nie doen nie, vra ons dat U dit vir ons sigbaar sal maak. Here, laat ons raak sien, waar ons U meer kan eer, meer kan lief hê. Here, verander ons harte, verander ons wese, sodat ons voluit kan leef, tot eer en verheerliking van U naam. Ons is hier, Here, gebruik ons, maak ons diensbaar in U koninkryk. Ons bid vir elkeen wat hier uitgaan, dat U hand van bewaring in hierdie week oor hulle sal hou, en dat U met hulle sal wees, waar hulle is, waar hulle besig is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons dien dan nou die Here met ons offergawes. Laat
U bly. Gee dat elke aand se vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. En wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Ek herinner julle graag dat daar ook deurkollekte is. Die deurkollekte hierdie maand gaan vir ons gemeente se eie bediening. Kom ons staan en dan sluit ons af met prys die Heer.
God die Vader wat jou murmering en jou worsteling hoor, seën jou. God die Seun wie se hande aan 'n kruis tot hulp uitgestrek was, seën jou. God die Heilige Gees wat vir jou bid wanneer jou woorde tekort skiet en wat jou versterk om jou hande na ander uit te strek, seën jou. Amen.